Goeiedag, baie welkom by Jesus Christus leef in jou. Hierdie naam Jesus Christus leef in jou is vir my seker die grootste realiteit in my lewe. In 2 Korintiërs 13 vers 5 waar Paulus gesê het, ondersoek julle self of julle in die geloof is, glo julle nie dat Jesus Christus in julle is nie. En ek het nie so groot geword nie. Ek het nie besef die werklikheid van die eenheid van die Vader, Seun en Heilige Gees nie. Ek het nooit werklik besef dat die volheid van God in ons as gelowiges is nie, totdat ek hierdie realiteit begin ontdek het, waar die Bybel praat van, as jy 'n voorbeeld vat, 1 Korintiërs 3, waar hy sê, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, en dat die Heilige Gees in julle woon nie. So dit sê vir ons die Heilige Gees woon in ons. Dan Efesiërs 4, vers 6 sê, daar is een God en Vader van almal, wat oor almal, deur almal en in julle almal is. Met ander woorde, die Vader bly in ons. En dan 2 Korintiërs 13 vers 5, wat sê Jesus bly in ons. En dit is wat Kolossense 2 so dit saamvat, wat dan sê, die volheid van die Godheid is in Jesus, en daai volheid is in my en jou. Dit is die koninkryk van God, wat Jesus kom vestig het. Die koninkryk van God is binne in my en jou. En ons begin daai koninkryk, daai realiteit beleef, as ons glo in Jesus Christus. En vandag wil ek met julle praat oor die opstanding van Jesus Christus. Want Christus in jou openbaar die krag van sy opstanding. Die grootste gebeurtenis was daai dag, toe die vrouens in die begraafplaas daar instap en na die plek toe gaan, die grot waarin Jesus begrawe was, en hy deur oop was, en hy nie meer daar was nie. Daar het iets groots gebeur. Jesus Christus het opgestaan. En dis die goeie nuus, met die wat hy opgestaan het, beteken dit dat al die sonde van die wêreld, alles weggevat was. Hy het 'n nuwe bedeling begin, 'n bedeling van genade en waarheid, 'n bedeling waar ons vry is van die wet van sonde en die dood, en waar ons ingebring is in hierdie koninkryk van God. Hoor, ek wil gou vir julle lees Matteus 28 van vers 5. Moenie bang wees nie. Ek weet dat julle soek Jesus wat gekruisig was. Hy's nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het. Die nuwe skepping, daai nuwe skepsel in Christus het nou moontlik geword. Daar het nuwe lewe gekom in hierdie doodsbene, in hierdie liggame van ons, wat dood was. Toe God sy seun opgewek het, ons moet besef dat hy die mensdom saam met hom opgewek het. Dit is belangrik om te glo dat Jesus gesterf het, en meer belangrik dat hy opgestaan het. Maar nog meer belangrik as dit, jy moet dit jou eie realiteit maak. Die dag wanneer jy besef dat jy saam met Christus gesterf het en dat jy saam met hom opgestaan het, dis daai dag wanneer jy werklik vry is. Want as jy saam met hom gesterf het, dan beteken dit jy het klaar vir jou sondes gesterf. Hy het dit in jou plek gedoen, maar jy was saam met hom. En as jy saam met hom opgewek is, dan beteken dit, jy is nou vry van sonde en die dood. Jy is nou iemand wat in God se teenwoordigheid kan beweeg. Jy is iemand wat in die allerheiligste plek kan inbeweeg, sonder enige skuldgevoel, sonder enige vrees. Hoekom? Want ek is uit genade gered, deur geloof, nie uit myself nie, dis 'n gawe van God. En hoeveel van ons voel nog vuil?
Daar's nog steeds mense wat dink, ek moet deur sak en as gaan, vir God om my te aanvaar. En waar hy ons konings en priesters gemaak het. As ons kyk na die verlore seun, toe hy teruggekeer het na die Vader toe. Die Vader het nie hom eers beskuldig en vir hom geslaan en vir hom gesê hoe swak hy was, hoe ontevrede hy met hom was nie. Die Vader het net gesê, hy het gekom, hy was verlore en hy het teruggekom en hy wil hê dat hierdie seun in absolute vryheid moet leef en hy moet kom inbeweeg in hierdie oorwinning wat die Vader van die begin af vir hom bewerkstellig het. Interessant as jy Johannes 20 vers 17 gaan lees. Dis toe Maria vir Jesus soek, toe hulle nou by die graf inkom en om hom te probeer vind. Toe sê die engel vir haar, Maria, hy's nie hierso nie. En toe, 'n rukkie later, toe sien sy weer iemand en toe dink sy maar dit is ook een van die dienaars waar dit werk. En toe sy na hom toe stap en hy so vir haar kyk en hy sê vir haar Maria en toe sê sy Rabboni. Kan jy dink daai oomblik toe sy besef hy wat dood was het lewendig geword. Alles wat hy gesê het, het die waarheid geword. Maar hierdie stelling wat hy nou maak, is vir my so krities belangrik. Want onthou toe, die engel het in Maria verskyn en gesê mos, dat in jou gaan die verlosser, die Messias, gebore word. So hy begin met Maria, en nou laat Jesus opgestaan het. Die eerste persoon met wie hy praat, is met Maria, met sy moeder. Maar hoor wat sê hy vir haar. Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader toe nie. Maar gaan na my Vader en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. Voorheen het hy van sy Vader gepraat. Hierso praat hy van ons Vader. Maar nog meer as dit, hy praat van ons God en sy God. En hy noem ons broeders. Kan jy sien, hierso het Jesus die familie, die eenheid van Christus, het hy kom herstel, sodat ons nou weer seuns en dogters van God kan wees. Dis 'n nuwe familie, die familie van Christus. Jesus noem ons sy broeders. Wat hy oorwin het, het ons oorwin. Wat hy behaal het, het ons behaal. Omdat hy dit nie alleen gedoen het nie, hy het ons saam met hom geneem. 1 Korintiërs 15 van vers 3. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy opgestaan het volgens die skrifte op die 3de dag. Die opstanding van Jesus Christus is nie net 'n geskiedkundige gebeurtenis nie. Dis 'n lewende werklikheid, 'n realiteit. Ons lewens verander as ons besef dat Christus nou in ons opgestaan het. Waar ek dood was hier binne, het Christus nou opgestaan. Ek is saam met hom opgewek. Die Bybel sê nou, en nou sit ek saam met hom in hemelse plekke. Jesus het vir ons gesê, voordat hy gesterf het, ek gaan julle vat na plekke toe waar ek is. Ek gaan na my Vader toe, sodat julle kan weet waar ek is. Waar was Jesus? Hy was by die Vader, want waar was die Vader? In hom en deel van hom. Hy het gesê, ek en die Vader is een. Die grootste openbaring bly, dat Christus vir ons gesterf het, en dat hy nou in ons leef. Baie mense glo in Christus, maar min besef dat Christus in ons is. Min mense weet wie Christus is. Christus is die salwing van die Heilige Gees. Die Bybel in 1 Korintiërs 1:24 praat hy van die krag
en die wysheid van God. Christus maak dit moontlik om heilig en rein voor God in liefde te wees. Want soos wat Jesus is ons nou in hierdie wêreld. 1 Johannes 4 vers 17. Hy sê duidelik, hy wil hê ons moet vrymoedigheid hê in hierdie dae. Hoekom? Vrymoedigheid selfs in die oordeelsdag. Omdat soos Jesus is ons in hierdie wêreld. En weer eens, as jy die skrif gaan lees, dit sê nie soos Jesus was nie, of dit sê nie ons gaan eendag soos hy wees nie. Dit sê ons is soos hy. Ons is nie hy nie, maar ons is soos hy. Hoekom? Want dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, is nou in ons. Dieselfde Vader wat in Jesus was, leef nou in ons. Dit maak mens vry as jy dit besef, want ek hoef nou nie in my eie krag te probeer om myself te verbeter nie. Ek kan nou rus en jy kan rus in die voltooide werk van Jesus Christus op die kruis. 1 Korintiërs 1:24 Christus is die krag en die wysheid van God. Ons is baie geneig om net te lees, maar Christus is die krag en wysheid van God. Maar die belangrikste deel van dit is, Christus in ons is die hoop van glorie. So Christus in ons gee vir ons daai hoop, daai uitkyk, daai manier van dink, om te besef, maar God het ons gemaak om sy heerlikheid oor hierdie hele aarde te versprei. En dis wat hy vir jou en my wil hê. Dis hoekom Christus in ons is. Dis hoekom Jesus gesê het, as julle in my glo, sal julle doen wat ek gedoen het, en nog meer as dit. Hoekom? Omdat ek by my Vader is, omdat ek en my Vader julle nou in hierdie eenheid ingebring het. Dit is waar jy nie meer uit jou eie krag, uit jou eie manier van leef, hoef te leef nie. Jy kan nou besef en deel hê aan die sin van Christus. Paulus sê in 1 Korintiërs 2, dink is daar vers 16, waar hy sê, wie sal die Here kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Nou die sin van Christus beteken, God het ons geseën, hy het ons gesalf, hy het ons bekragtig, om soos Jesus te kan dink. En daai dink wat Jesus, dis nie net om soos 'n mens te kan dink nie, dit is om soos in buite tyd, in ewigheid te kan dink. Dit beteken om soos God te kan dink, bo menslik, bo natuurlik, buite tyd, buite ruimte, om in eenheid met God te kan beweeg en te leef, en om daai eenheid dan in ons menslike leefwyse, in ons menswees, te kan demonstreer. Jy moet besef dat Jesus, wat die storm stil gemaak het, in jou leef. Toe die disippels op die see was, en hulle bang was, dat hulle gaan vergaan, het Jesus geslaap. Hulle moes hom wakker maak en sê, Here, voel jy niks vir ons nie, is jy nie bang nie? Kyk wat gaan met ons gebeur, ons gaan verdrink. En Jesus net gesê, klein gelowiges, hoekom glo julle nie? En hy sê net vir die see, wees stil. En daar gehoorsaam het hom. Nou ek wil hê jy moet begin besef, die realiteit, die manier van dink, dat daai Jesus Christus, wat vir die storm gesê het, wees stil, hy leef in jou en my. En kan jy sien hoekom ons anders begin moet dink? Ons moet ophou vir God vra om hierdie storm vir my stil te maak. Ons moet ophou wil hardloop na iemand toe vir hulp, soos wat die disippels gedoen het. Jesus noem hulle klein gelowiges. So wat wil hy Jesus hê, moet ek en jy doen? Hy wil hê dat jy moet opstaan en vir die storm sê, wees stil.
Hy wil hê dat jy vir daai siek persoon moet sê, staan op en loop. Hy wil hê jy moet besef dat daai selfde krag wat blinde se oë oopgemaak het, dat daai krag in jou en deur jou werk. En hy wil hê dat jy dit moet manifesteer. Hy wil die Vader sigbaar deur jou maak. Dieselfde Jesus wat vir daai persoon by die graf gesê het, waar almal voor bang was, en wat gesê het, maar my naam is Legio, want ons is baie, waar Jesus daai demone, daai magte en kragte met 'n woord uitgedryf het, en hulle in die varke ingegaan het, en in die see ingehardloop het. Daai selfde Jesus, daai selfde krag, het hy in ons as gelowiges gesit. En hy wil hê ek en jy met die vrymoedigheid neem. Hy wil hê ons moet in daai realiteit begin leef. Dieselfde krag in jou en my is daardie krag wat Jesus gehad het toe hy met paar broodjies en vissies duisende gevoed het. Ons leef in 'n wêreld waar daar baie probleme is, op verskeie vlakke, en daar's baie armoede, maar God het vir my en jou die vermoë, die wysheid, die insig gegee om 'n verskil te maak, en hy wil hê ek en jy moet daai verskil maak. Ons moet daai hele mentaliteit van ek is arm, ek is 'n swakkeling, ek is nie werd nie, ons moet dit beginne verander. Want die Bybel sê, soos wat jy in jou siel bereken, so is jy. En 'n goeie voorbeeld wat ons sien is, toe die Israeliete die beloofde land ingeneem het. Net Joshua en Caleb het gesê, ons kan dit doen. Die ander het gesê, maar ons lyk so sprinkane in hulle oë, en hulle het so sprinkane gevoel, en so sprinkane opgetree. So, begin anders dink, begin daai manier van dink deur jou kop maal, dieselfde gees wat Jesus uit die dood opgewek het, leef in my. Dieselfde krag, dieselfde mag wat die storm stil gemaak het, leef in my. Dieselfde mag en wysheid en krag om siekes te genees, blindes se oë oop te maak, brood te vermeerder. Daai selfde krag is in my. Met ander woorde, wat ek vir jou probeer sê is, God wil hê jy moet deel word van hierdie eenheid van Vader, Seun en Heilige Gees. Johannes sê, ons gemeenskap is met die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dit is wat God vir jou en my wil hê. Hy wil hê ons moet deel wees van daardie eenheid. 1 Johannes 5 is vir my so mooi skrif, wat alles so bymekaar vat, waar hy sê, en ons weet, dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, om hom te ken. Met ander woorde, God het vir Jesus gestuur, en ons die vermoë gegee, om te besef, dat Jesus Christus, die Here is, en belangrik, dat ons in hom en deel van hom is. Ons kan nie meer onsself sien as afgesonder, as geskei, as nie deel van die liggaam van Christus nie. Want dit is in ons eenheid, dit is in hierdie korporatiewe manier van dink, waar ons begin besef, maar dis nie meer ek nie, dis Christus wat in my leef. Maar onthou, Christus leef nie net in my nie, hy leef in my broer, hy leef in my suster. Dis hoekom ons nou in hierdie tyd in eenheid moet beweeg. Ons moet ons verskille uit die weg beginne ruim. Ons moet al hierdie goed waar die duiwel ons mee besig hou oor klein goedjies, maar julle doen dit so in julle gemeente, ons doen dit so in ons gemeente. Kom ons begin 'n ander manier van dink aankweek en sê, maar hoe doen ons dit in Christus? Hoe leef 'n seun van God? Hoe praat 'n seun van God? En hoe leef 'n seun van God?
Ek wil afsluit met Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Het jy jouself al gevra, as jy nie meer leef nie en Christus leef in jou, wie is jy? Jy sien, ons verstand wil nie soontoe gaan nie. Ons moet besef dat ons in en deel van Christus is. In 1 Korintiërs 12 leer die Bybel ons dat alhoewel 'n liggaam een is, maar baie lede het, so ook Christus. Ons moet besef dat Jesus die hoof van Christus is en dat ons die liggaam van Christus is en Jesus Christus is die enigste waaragtige God en ewige lewe en ek en jy het die voorreg om deel van dit te kan wees. Baie dankie Vader vir die voorreg wat ons het om te kan besef dat ons saam gesterf het met Jesus en dat ons saam opgestaan het en dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, nou in ons is. Vader, ek bid dat elkeen van ons verligte oë van ons verstand sal kry, 'n verstand wat verhelder is, oë wat oop is, ore wat kan hoor, dat ons kan besef, maar Jesus Christus het werklik opgestaan, nie net opgestaan nie, maar hy leef nou in ons en deur ons. Amen.